Nou, ek en Jennifer voel vanoggend soos twee Evas in die tuin, maar nie saam met Adam nie, saam met Ampie. In die blomtuin wat konfetti op ons gaan strooi, maar die konfetti het 'n donker agtergrond. Dis baie lekker om vir Ampie en vir Tiny te hê in 'n unieke kombinasie konglomerasie wat julle saamgestel het en vandag bekendstel. Baie welkom julle. Dankie. So mooi introduction, 'n soos die Engelsman sê. kleurvolle satijnryke inleiding. Pas by jou blusie. Ag baie dankie. Tyn, vertel vir ons van jou. Ons ken jou nou nog nie so goed nie. Ampie het al lekker hier gekuier. En hierdie liedjie wat jy nou uitbring het aanvanklik vir die FHK skryfkompetisie het jy dit geskryf, né? Nee? Ja. Ja, ek het ingeskryf vir hierdie kompetisie met die idee dat ek kan nie dink dat 'n tipe sang soos hierdie iets sal doen in so 'n kompetisie nie. En ek was gelukkig genoeg dat Ampie dit te hoor en daarvan gehou het. So ek was verskriklik opgewonde om saam met hom te kon werk aan die hele proses. Hulle was aangestel as gurus Ja. oor ons. En Ampie het baie meer gedoen as net die kompetisie. Hy het daarna dit nou verder gevat en hy's nog steeds tot 'n groot mate 'n mentor nou vir my vir my karier verder. Ja. Jy praat nou van die guru daar langs jou, Ampie. Jy Hou nie van sing daai woord nie, maar ja. die kenner, die een met al die wysheid. Jy sing haar lof ook. Jy vergelyk haar met iemand soos Hunter Kennedy. Hoekom? Vertel vir ons 'n bietjie van dit. Dis maar net die manier hoe sy goed, as julle nou na daai liedjie gaan luister, die manier hoe sy iets in 'n sin kan sê wat eintlik boekdele spreek. Okay. En om dit reg te kry en veral in Afrikaans dink ek dis moeilik, dis 'n kuns om jy weet dis maklik, nie maklik nie, maar ek dink is makliker om 'n boek te skryf want jy kan skryf tot hy klaar is en hy kan so dik wees soos wat hy wil. 'n Liedjie en 'n popliedjie of 'n liedjie wat jy ten minste wil hê 'n kans moet hê, kan nie langer as 3 of 3 en 'n half minute wees nie. En om 'n storie te kan vertel soos sy gedoen het in daai tydperk is 'n kuns en dis wat ek raak sien aan. En dan ook 'n liedjie met diepte. Ja. Kyk, alles ons Afrikaners hou van braai en partytjie en brandewyn drink. So dis vir my dis vir my refreshing. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie, maar net om weer bietjie met iemand te werk wat 'n kunststyl doen. Ja. Jy weet wanneer mens kry dit nie meer baie nie. En Tyn, jy het ook 'n baie spesifieke diep visie met hierdie liedjie. Jy het nie net dit geskryf sodat mense daarna kan luister in die agtergrond nie. Dit spreek baie diep tot 'n mens se siel. Verduidelik 'n bietjie vir ons die simboliek agter konfetti sonder kleur. Ek het hierdie prentjie gekry op 'n Dinsdagoggend van hierdie reus wat by 'n kinderpartytjie sit om die tafeltjie. Dan sit hy so groot en ongemaklik. En dan sien jy daar's iets wat hy wil uitspoeg uit sy mond uit. En dan spoeg hy dit uit en is konfetti. Maar dis nie kleurvol soos wat ons dink nie. Dis donker, swart en grys en lelik. En die kinders obviously freak uit en hardloop weg. Maar toe sien ek so 'n klein dogtertjie wat langs hom so inskuif en haar hand so op sy groot been kom sit en sê, "Dis okay. Ons kan dit gaan optel en dan gaan verf ons dit rooi en dan lyk dit alles weer mooi. Dis okay met my." En toe sê ek so, laat ek dadelik my gitaar optel. En toe begin ek skryf en toe ek by die tweede vers uitkom, toe kom ek agter ek skryf vir 'n spesifieke vriend. Snaaks hoe dit werk, hoe jy dit agteruit eers besef. Ek skryf vir 'n vriend en ek skryf die liedjie klaar en ek speel dit toe nooit vir hom nie. En 3 maande daarna is hy toe oorlede. En ek het soveel geleer uit daai hele proses uit dat as jy daai gevoel kry dat iemand nie okay is nie, reik uit. Gee hulle 'n lei, gaan drink 'n koffie. Ek dink luister is baie keer die grootste lewensredder. En dat mense noodwendig moet bang wees vir die donker nie, want baie keer het ons die donker nodig om die lig te sien. Ja, Vir ander lande soos Suid-Afrika, en ons moet bereid wees om te praat oor daai donker wat ons wil uitspoeg, Ja. né? Nee? Maar ons is so bang vir dit want die meeste mense is daai kinders wat weghardloop vir dit, maar daar gaan altyd iemand wees wat gaan okay wees met jou donker. En ek sê in die koor sing ons in die grys sal ons leer. En met dit bedoel ek dat as ons in daai swart oomblik van ons lewe is daar waar ons die impulsiewe besluite maak. En as jy net sal vasbyt uit dit uit,
gaan jy in 'n grys tydperk in. Dis in daai grys tyd wat jy bietjie lig begin sien, wat jy begin leer wie jy is, hoe resilient jy is, hoeveel krag daar in jou lê en dit gaan weer lig word. Maar ons sit alleen in daai swart en dis as ons stoksiel alleen sit dat ons nie uitreik nie, wat ons mense verloor. Ja. Soveel mooi temas wat jy aanspreek. Ek dink temas wat ons nie wil aanspreek baie keer nie, want ons maak mos al of alles okay is deeltyd en dis wat ons moet doen op sosiale media ook. Dit gaan ons net goed met ons op sosiale media. Ja. So dis baie lekker om te hoor hoe julle hierdie aanspreek, regtige real temas waaroor mense al hoe meer moet praat. Hoe het hierdie, want hierdie is 'n liedjie wat baie na in jou hart duidelik lê. Hoe het die samewerking gewerk? Ampie, hoe baie insaag het jy gelewer op hoe die eindproduk moet wees? Ja, dit was nou 'n liedjie skryf kompetisie en ek moes nou natuurlik al bystaan en dan moes dit eintlik my liedjie geword het op die einde van die dag en ek het net gevoel nadat ek die storie gehoor het, jy weet dit is nie iets wat ek op my eie wil sing nie. Ja. En ek ken al eintlik baie lank. Nie dat ek al goed geken het nie, maar ons het so 'n paar keer saam optredes gehad jare gelede. My jene. En ja, sy was altyd so hippie, jy weet, ek het al gelaai kalfvoet en met so hippie broek en met dreadlocks en dan Joel sê nou en drink 'n bier so uit die bottel uit en jy weet, so ek het dit gelike en Thanks Ampie. Mooi beeld wat jy daar Dis Ja. feite, dis feite. ja, en ja, so ek het maar net gevoel dit is nie 'n liedjie wat ek alleen wil en omdat sy so talentvol is, het ek gevoel ek wil haar help. En ek weet nie, omdat die kompetisie gesê het met myne word, het ek vir haar gesê, maar kom ons doen dit eerder, of ons nou wen of verloor, maak nie saak nie, kom ons doen dit duet dan op die einde van die dag. Ja. En dis wat gebeur het, ek het nie vreeslik baie in die liedjie verander nie, in die studio het ek nou insaag gehad, en idees, en bietjie tempo, en sulke tipe van goed, maar ja, dit is maar haar werk, en ek kan nie wag om te sien wat sy van hier af doen nie, want nou is jy op die eie. Sorry nee, daar gaat jy. Kry maar weer vir jou dreadlocks in 'n bier en dan probeer dit maar weer. Maar hoorie, ek moet sê, daar's baie collabs, maar hierdie een het my nogals vasgevang. Julle stemme werk besonder goed saam. Die coverprentjie is bietjie disturbing, maar die klank is ongelooflik. Jy moet net 'n kunsoog hê, dis al. Ja, jy moet net so gaan. Ja. Dan sien jy. Nee, dit is baie treffend, regtig. En geluk met 'n ongelooflike liedjie en 'n ongelooflike uitvoering daarvan. Dankie. Julle mag maar nog ietsie saam doen, hoor. Ons sal in die toekoms Ons glo. sal. Baie dankie vir julle tyd en hier is die musiekvideo nou. En gaan kyk na hulle ander musiek ook, ondersteun die Afrikaanse mark en geniet hierdie een. Laat dit bietjie met jou siel praat. Konfetti sonder kleur.